Here Jesus, ons kan nie anders nie as om U ook saam met hierdie mooi lied te eer en te aanbid nie. Want U is die gekruisigde en die opgestane Here Jesus Christus. U is ons Here, U is ons koning. Ons aanbid U. Ons bring aan U al die lof, dank, eer en aanbidding van ons harte. En ons bid, Here, dat U ook nou Uself in en deur hierdie boodskap sal verheerlik. En dat U met elkeen van ons sal praat en Here, dat U Uself aan elkeen wat luister sal openbaar. Amen. Goeiemôre broer en suster, liewe vriende, baie welkom aan al ons lidmate en ook aan al ons vriende wat met ons saam luister. Ons is dankbaar om weer terug in die kerkgebou te kan wees, maar dit lyk vir my, ons het julle bederf met hierdie boodskappe op sosiale media, so nou hoor ons nog maar gereeld versoeke dat ons moet voortgaan, en ek het besluit om voorlopig daarmee voort te gaan. Vriende, vandag se boodskap sluit aan by die Paasgebeure en veral die opstanding van die Here Jesus. Beide die kruisiging en die opstanding is wonderlike waarhede wat so 2 naweke gelede weer in die Christelike kerk reg oor die wêreld heen gedenk is en verkondig is. Vriende, en tog dink ek gaan die betekenis van die Paasgebeure heeltemal te vinnig by ons verby. Veral omdat Paasnaweek 'n baie lekker vakansienaweek geword het. En hierby wil ek ook voeg dat veral die opstanding van die Here Jesus na my mening ook nie altyd die aandag kry wat dit verdien nie. En dit terwyl die Christelike geloof ten diepste 'n opstandingsgeloof is wat eintlik die grootste hoogtepunt op ons Christelike kalender behoort te wees. Want soos Paulus tereg in 1 Korintiërs 15 vers 17 skryf, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. En vriende, in dieselfde asem met iemand soos John S. Weil dit baie treffend gestel, toe hy gesê het, geloof in die opstanding van Jesus Christus is nie 'n naskrif tot die Christelike geloof nie. Dit is die Christelike geloof. Maar kom ons fokus nou eers op ons teksgedeelte. Ek lees vir ons een van die opstandingsverhale, Matteus 28, vers 1 tot 10. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien. Hulle het hastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. Broer en suster, liewe vriende, ons skrifgedeelte vertel vir ons dat ook Jesus se opstanding, net soos sy kruisiging, ook deur bonatuurlike gebeure
gevolg is. Hier by sy opstanding lees ons van 'n geweldige aardbewing en dan natuurlik ook van die verskyning van engele. Lukas praat van engele, die ander evangelies praat meer van 'n engel. En die boodskap van die engele of dan die engel aan die vroue is baie duidelik. Die Here Jesus is uit die dood opgewek, net soos wat hy dit alreeds voor sy dood voorspel het. En meer nog, hierdie wonderlike gebeurtenis moet hulle dan so gou as moontlik aan sy disippels gaan oorvertel. En dan nog die beste nuus, hulle sal hom in Galilea self te sien kry. En vriende, terwyl hierdie twee Maria's nou baie opgewonde en vol vreugde, maar tog ook bang, so half in skok oor die bonatuurlike ervaring wat hulle pas met engele gehad het, toe hulle nou hastig op pad terug is om die goeie nuus aan die disippels te gaan oordra, toe gebeur daar met hulle 'n nog meer aangrypende ervaring. Vers 9. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Liewe vriende, dit moes sekerlik vir hulle die mooiste en mees oorweldigende ervaring van hulle lewe gewees het. Eers hoor hulle dit van 'n engel of engele en hier sien hulle nou self dat hy uit die dood uit opgestaan het en dat hy lewe. En ook van Jesus ontvang hulle dan ook die opdrag dat hulle vir die disippels moet gaan sê dat hulle hom in Galilea sal sien. Nou vriende, daar is natuurlik so baie wat 'n mens oor die opstanding en die betekenis van die opstanding kan sê, maar ek wil vandag vir ons veral op een belangrike ding wys en dit is naamlik dat ons 'n opgestane en lewende Here Jesus het. En saam daarmee en voortspruit dit hieruit dat ons baie meer moet doen om hom as lewende Here te aanbid. Broer en suster, net soos die twee Maria's aan die voete van Jesus neergeval het en hom as God aanbid het, net so moet ons as sy volgelinge dit vandag nog doen. Natuurlik het die Here Jesus ons in die Onse Vader geleer dat ons die Vader moet aanbid, maar die skrif is tog ook vol getuienis dat ons die Seun kan en moet aanbid. Dink byvoorbeeld aan Thomas, hoe dat die ongelowige Thomas, toe die opgestane Here Jesus later aan die disippels weer verskyn het, het Thomas na sy aanvanklike vertwyfeling ook die Here Jesus aanbid. Met daai pragtige woorde, my Here en my God. Johannes 20 vers 28. Vriende, daar's baie mense wat Jesus se godheid deur die eeue en tot vandag toe ontken. En wat die mening toegedaan is dat hy nie as God aanbid mag word nie. So byvoorbeeld is daar sektegroepe soos die Wagtoring, die Jehova Getuies, wat Jesus se godheid ontken. En dan is daar natuurlik ook die teoloë van die sogenaamde nuwe hervorming, wat vandag baie hard probeer om Jesus se maagdelike geboorte en natuurlik ook sy liggaamlike opstanding in twyfel te trek en te ontken, om sodoende eintlik ook sy godheid te bevraagteken en te ontken. Baie godsdienstige groeperinge gee wel erkenning aan Jesus, maar slegs as 'n groot profeet wat 2000 jaar gelede geleef het. Maar broer en suster, liewe vriende, teenoor hierdie vals en ongelowige standpunt moet ons dit vandag uitjubel en uitbasuin. Jesus Christus is die Kyrios. Jesus is die Here, 'n benaming wat vir God gebruik word. Broer en suster, Jesus is niemand minder nie as die ewige Seun van God. En as die Seun van God is hy bekleë met alle mag in die hemel en op aarde.
Ons Here Jesus is oorwinnaar. Hy is heerser oor alle bose magte en gesagvoerders. Daarom lees ons self so dat daar by die bose geeste 'n vrees en ontzag vir hom was. Markus 3 vers 11. As mense wat van bose geeste besete was, hom sien, het hulle voor hom neergeslaan en geskreeu, U is die Seun van God. Vriende, as daar iets is wat julle tog vandag moet saamneem, en dan is dit dat ons Here Jesus Christus self ook God is. Dit is 'n leuen van die duiwel dat Jesus maar net 'n groot profeet was. Jesus is die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid. En daarom moet ons nooit huiwer om hom, net soos die twee Marias, as God te vereer en te aanbid nie. Wyle professor Johan Heinz stel dit in een van sy boeke baie treffend, wanneer hy skryf: Hoe nader ons aan Jesus Christus kom, hoe laer moet ons voor hom in verheerliking en aanbidding neerbuig. Vriende, Jesus is tegelyk ware God en ware mens. En dit beteken onder meer dat hy ten volle God is en ten volle mens. Hy is nie half God en half mens nie. Ons praat gewoonlik van die twee nature van Jesus. Hy het 'n goddelike natuur, maar ook 'n menslike natuur. Die groot verskil met ons is, hy was volkome sondeloos. En daarom was hy ook geskik om vir die mensdom se sonde te betaal en ons met sy Vader te versoen. Maak dit vas, moenie dat iemand jou ooit hieroor laat twyfel nie. Die Here Jesus Christus is self ook God. Daarom moet hy ook as God aanbid word. So het hy byvoorbeeld self aan die Jode gesê, daarom moet almal die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. Jesus se woorde, Johannes 5 vers 23. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Vriende, hierdie handeling kon hulle alleen uitvoer omdat hy die opgestane lewende Here is. Al die ander godsdienste se leiers is leiers wat gesterf het. Maar ons Here Jesus is die enigste een wat die dood oorwin het en opgestaan het. Ons Here Jesus Christus is 'n lewende Here. En vriende, elke ware ontmoeting met die lewende Here voer 'n mensekind tot aanbidding. En ook vandag, tydens jou luister na hierdie boodskap, wil die lewende Here Jesus ook vir jou ontmoet. En is hy daar by jou teenwoordig, daar waar jy nou luister. Want al is hy na sy mensheid in die hemel opgeneem en regeer hy aan die regterhand van die Vader, is hy na sy godheid en ook deur sy gees steeds alom teenwoordig en bewus van alles en almal. Vriende, Jesus is God en God kan nie ingeperk word nie. En boonop het hy self ook beloof, waar 2 of 3 in my naam by mekaar is, daar is ek in hulle midde. Mag hierdie boodskap ons bring tot 'n groter bewuswording van wie Jesus waarlik is. En vriende, mag dit ons ook beweeg tot 'n groter aanbidding van die lewende Here Jesus. Daarom wil ek graag ten slotte ook net 'n paar woorde oor aanbidding sê. Ons lees dat die vroue voor sy voete neergeval en hom aanbid het. Broer en suster, om die Here te aanbid,
vereis nie net dat ons sal weet wie hy is en wat hy alles vir ons gedoen het en nog steeds doen nie. Aanbidding is nie net 'n instemming met die feite nie. Nee vriende, ware aanbidding is baie meer omvattend. Ware aanbidding behels altyd ook 'n heilige ontzag by die bidder. Aanbidding is 'n erkenning van die grootheid en die majesteit van die persoon van aanbidding. En vandag word die aksent in besonder op die Here Jesus geplaas. Om soos die vroue voor Jesus se voete neer te val en hom te aanbid, vereis ook 'n byna kinderlike bewondering van Jesus. Ons sou selfs ook kon gepraat het van 'n soort heldeverering van Jesus, want hy is immers ons held, wat ons van ons sonde kom verlos het, en die bose en die dood oorwin het. Maar 'n ander aspek wat altyd saam met aanbidding van die Here Jesus moet gaan, is ons liefde vir hom. Ware aanbidding, vriende, geskied in 'n intieme verhouding met Jesus en in 'n gesindheid van liefde. Ja, ek val voor hom neer in respek en nederigheid en verwondering, meegevoer deur die besef wie hy werklik is. Maar veral val ek ook voor hom neer in liefde vir hom wat my verlosser en my Here is. Iemand het dit so treffend gestel toe hy gesê het, aanbidding is ons totale reaksie op alles wat God is. Die grootheid van sy persoon en sy heerlike teenwoordigheid spreek ons aan en ons wil met eerbied, maar ook in liefde daarop reageer en antwoord. Net soos die twee Maria's wil ons voor sy voete neerval, sy voete vasgryp en hom aanbid. My liewe vriend, vriendin, het jy nie ook die begeerte om saam met my om te aanbid nie? Daardie verlange en begeerte om die Here Jesus te aanbid nie. Hy is mos ook jou saligmaker en verlosser, nie waar nie? Die een vir wie jy jou lewe, jou hart gegee het. Hy is mos die opgestane en lewende Here Jesus Christus. Hy is mos die verhoogde en verheerlikte Here Jesus. Hy is mos die koning van die konings en die Here van die heersers. Kom, ons val dan ook net daar waar jy is in eerbetoon en in liefde, in stil gebed voor hom neer. Dalk is jy nou in so 'n posisie dat jy kan buig, dat jy kan kniel voor die Here Jesus. En dan gee ek graag vir jou die geleentheid, 'n oomblik van stil gebed, waarin jy 'n paar woorde van aanbidding tot hom kan spreek. Daarna gaan ons na 'n mooi aanbiddingslied luister. Amen. Vriende, in ons erediens in die kerk het ons vanoggend ons diens afgesluit deur die sing van 'n paar aanbiddingsliedere. In hierdie opgeneemde boodskap gaan ons afsluit deur na 'n treffende aanbiddingslied van Retief Burger te luister. As ek voor u voete val. En daarmee groet ek julle. Mag jy verdiep en groei in jou kennis en aanbidding van die lewende Here Jesus Christus. Vrede
vir jou. As ek voor die voete val, voor die almag van die Heilige, en die stilte oor my daal, en die skadu van die Ewige, dan weet ek hier sal wat saak maak, soos die liefde weer my hart kom aanraak. Here van die hemelskare, U is alle eerbied waardig, meer is wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en voor U val in aanbidding. As ek voor U voete val, oorweldig deur die majesteit, dan smag ek bovenal na die glorie van die heerlikheid, want U alleen is al wat saak maak, soos die liefde weer my hart kom aanraak. Here van die hemelskare, U is alle eerbied waardig, meer is wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en voor U val. Here van die hemelskare, U is alle eerbied waardig, meer is wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en voor U val in aanbidding. My hart begeer om U nog meer, met elke asem te vereer. My hart begeer om U nog meer, met elke asem te vereer. My hart begeer om U nog meer, met elke asem te vereer. My hart begeer om U nog meer, met elke asem te vereer. Here van die hemel
ons aanbid U, ons lig U naam hoog. Jesus, Jesus, oh, oh.